Allemaal het die storie gehoor van die vrou wat gesien wat nou tik verslaaf was, sy het hom doodgemaak. Want dit was net te erg. Hy het so geval in die tik, dat hy later alles begin stede, dat hy haar begin aanraad, dat hy die lewe eintlik onmoontlik gemaakt het. Broers, ek was hier by iemand, al in die gemeente, waar ouer, die sy kind ook verslaaf is. Dit is ongelooflik, dus kan ek eintlik iemand oorvertel. Die kind, in die uur wat ek al was, die kind 5 keer by die deur kom klop. Vir een kon die ouwe nie met die kind in die huis, en die kind steel al dat alles weg gekoop het, om geld te kry vir die tik. So die kind kan nie in die huis wees, maar nou kom klop die kind elke, in een uur 5 keer, ek het later, kon het die vat en ek was met die uur dan. En so gaan het elke dag, heel dag, dan kom het hier die nacht, middel van die nacht, skree en hamer aan die deur. Geen het my nog geld, help my hiermee en so. En dan as die man nou opmaak, as die kind vreeslik gaaf, ag mama, ek is so lief vir jou, en dan gee die mama nou maar ietsie, want die mama het mos nou hard. En as die kind denk, wat, die kind is nog ook weer weg, as die liefde is dan vergeet, dan gaan die kind te verkoop hy kleren, en kry nie nog van die werk. Broers, dit is een verskrik. En om daai ma's harte te sien, kan jy jouself voorstel hoe dit moet breek elke slag. As die kind dan aan die deur klop. As lief vir die kind, dit help nie. Dit is verskrikkelijk. Nou broers, sisters, jy krijg alle, ek sal nou sê, ons tyd is dan nie redelijk, dit is besetenheid, klink op die vir ons een woeste woord, maar mense sal kon sê dat dit is een soort, hulle is besit deur die dwelms. Maar in van ons lewens is dit nou nie miskien dwelms nie, maar is ander dinge wat ons besit en wat ons beheer. En dis nou ongelooflik, word het nog uitgebeeld in hierdie dan nou geswing nie so. So laat nou my terugswing, ek kan nou my terugswing nie so. Dis een verhaal in die naam, wel, is een toneelstuk, Who's Afraid of Virginia Woolf. Nou dit vertel die verhaal van een man en een vrou wat getrouwd is, en hulle, wel, soos ons van ons kinders sal weet, dat daar is maar woordelike stelle, en hulle is eintlik baie lelik met mekaar, want hulle is nog getrouwd. Ek dink, dit gee ons die recht om lelik met mekaar te wees. Nou goed, hulle is nou lelik met mekaar, en nou kom het op soos situasie, dat die aand boeide nou mense oor, het is nou twee jong paartjie wat het oornooi, en dan die vrou leen is ons een beetje aan by die jong. En dan kan hy reageer so'n beetje, en gesels met hulle so'n beetje saam, en dan is nou hierdie toneel, waar sy nou al, ja, jy moet maar kyk, en dan is dat van ons, ja, broers, sisters, jy sien, ga maar net aan lief, en hy maak haar gelukkig. Wat is sy gelukkig? Nee, sy is nie gelukkig. Sy wil gelukkig wees, sy krijg die recht. Hoe verskrikkelijk is dit, broers en sisters? Of iemand lief te wees, as jy lief te hee wil word. Het is moeilijk om jou voor te stel hoe dit mens moet verskeer van binnen aan. Dit is een verskrikkelijke ding. Miskien het jylle vriende, miskien ken jylle maaikies, waar hulle self sny, met lemme. Jy wil vir hulle keer, jy wil vir hulle moet okay wees. Maar hulle wil nie okay wees nie. Of soos ons kinders het noem die emos, wat hulle self so, wat die donker gevoel in hulle hart, wat uitkom, die donker kleren, die donker make-up en so. Hoe is dit om so iemand lief te hê, dit is moeilik. En dan het ons nou hierdie verhaal van die pa. Hy het ook gesien wat beseet is, die geest vat om, jy kan sien, die geest wil hom vernietig, hy gooi maar aan die vuur, en hy laat hom op sy tanden kners, en hy gee hom stuiptrekkings. Maar die geest wil hom vernietig, en so is die ongelukkige bane, dat baie mense hulle self wil vernietig. En dan kan jy nou voorstel die machteloosheid van die pa. Hy wil nou die beste hê vir sy seun. Hy doen sy best. En nou kan jy nou voorstel, die kind doen al die goed, spring in die vuur, en mens kan sy sny homself, gooi sy kos op, wat, en dan wat die pa doen, hy wil heel dit kyk. Hy wil waggel, ek
kan dink hy pa nooit geslaap nie. Want die kind kan ons aan die vuur spring. Of hy kan hier die water probeer verdrink. En dis wat klein sal. Dink jy die pa nooit geslaap? Kan jy voorstel die magteloosheid van die pa, wat net die beste wil hê sy kind. Dan het hy als net oké wees. Maar wat ek sê, wat dit doen nie, dit wil nie oké raak nie. Nou kom hy magteloos, kom hy by die disciples en sê, joh, kan jy net asseblief vir die duivel uitreis, die gees wegjaag. Maar die disciples kan nie. En dan sê Jesus nou vir hom, kom Jesus nou aan en dan sê Jesus, maar so bykie, mense sê, baie twyfelagtig vir hy man, as jy dan kan, want hy is hoopvol, maar ook maar onseker, as jy dan sou kan jy nie die gees uit die seun dryf nie. En dan sê Jesus nou vir my woorde, wat eintlik op die hart van stink. Hy sê, jy wat glo is alles moontlik. En ook jy sien, en jy die wroging voel in die paar hart. Hy sê, onmiddellik sê, ek glo. En dan sê, help my ongeloof. Dan broers, dit die direkte vertaling daarvan is, dat daar staan, help my waar ek ongeloofig is, op hierdie nieuwe vertaling, maar die oude vertaling sê, help my ongeloof. So nou ek vir jouself afvraag, het die pa nog geloof nie? Hy sê, ek glo, en hy sê, help my ongeloof. Mense eintlik moet sê, en dit staan ook daar, die pa het geroep, het was 'n kreet. Geloof is eintlik 'n kreet. Dis om te roep, help. Toe Jesus dan kom sê, sien ons die ellende, help ons. As Jesus kom sê, hy dan glo, en sê, maar goed, ek glo, maar selfs die glo weet ek nie eens van, help my met ongeloof. Sy geloof is eintlik 'n kreet om hulp. Dit is nie 'n krag toe van 'n magtige gelowige nie. Jy kan self sien die disciples, ek kan sê maar die disciples se geloof is ook nie sterk om die ding te hanteer. Soos dit is ons magteloos. Soos hierdie pa. En as jy dalk in jouself daai gees gesien het, dat jouself wil vernietig, of in jou maatjies, of in jou vriende, ons is magteloos. En ons roep soos die pa, help. En dan is dit presies wat Jesus doen. Soos hy beloof in sy woord, hy dryf daar die gees uit. Het is interessant om te sien dat die seun, as die gees uitgedryf word, skree die seun weer, hy skree. Want is nie die pa wat magteloos is, die kind ook. Daai is vasgevang in daai wêreld van die drugs, daai wêreld van die eetprobleme. Hulle kan nie my eie geloof al uitkom nie. Die kind is magteloos en hy kan nie roep, help. Die pa is magteloos, hy roep, help. En nou is die goeie nuus, broers en susters, ons is nou in die lydingstyd. Jesus self het aan die kruis geroep en hy het sy gees gegee. Eindelijk sou mens kon sê, daai magteloose roep van die seun en die magteloose roep van die pa, dit word vastgevang in Jesus se roep aan die kruis, toe hy gesterf het. En nou is het interessant om te sien, hulle sê, maar die seun het toe daar gelê, asof hy dood is, mens sou moes sê, die seun was dood. En toe Jesus hom opbel, mens sou sê, die seun was dood in sy magteloosheid, in sy swakheid. En Jesus het daar vir die seun gesterf. En dan sien jy, dan lê die seun allemaal in die dood, en dan kom Jesus net, hy tel hom so op. Mens sou kon sê, Jesus tel hom uit die doodheid op. Maar dit is wat hy vir ons gedoen het. Kom ons bid saam. Die Here God, ons het mense lief wat hulle self weggesmyt, soos die mense wat daar in die strate lê. Ons is net in ons huise daar wat niemand het kan sien. Daar wat het ons so seer maak. Here, soms gooi ons onsself weg. Sny ons nou nie met lemme nie. Dink ons maar net ag, ons is useless. Ons is weg. En ons kan nie glo dat iemand ons kan lief hê. Dat Here God, dat U ons magteloose neergedaal het, dat U self kom roep het om hulp.
en dat U daarom vir ons gehelp het. Here, ons glo, help ons ongeloof. Dankie dat U dit gedoen het, in die Seun Jesus Christus. Daar het U ons gehelp, in ons ongeloof. Seën elkeen wat besig is met daai stryd. Daai stryd teen hulle self, daai stryd teen hy een vir wie hulle lief is. Geef vir hulle U Gees en verdryf daai geeste wat ons so wil beseer. En bid in die naam van Jesus Christus. Amen.